Vandag se geheim begin diep onder die stille oseaan. Voor ons begin, net 'n vinnige disclaimer. Hierdie video bevat 'n mengsel van regte wetenskaplike feite, teorieë, internetspekulasie, as ook storievertelling vir vermaaklikheidsdoeleindes. Doen asseblief jou eie navorsing voordat jy enigiets as feite aanvaar. Ons storie begin in 1989. Waar Amerikaanse vloot onderwater luistertoerusting, sonar tegnologie, gebruik het om Sowjet duikbote op te spoor gedurende die Koue Oorlog. Maar in plaas van 'n duikboot, het hulle heeltemal iets anders te gehoor. 'n onbekende geluid. 'n geluid wat konstant op 52 Hz sing. Nou imagine, jy sit in 'n tuna blikkie, diep onder in die see. Jy is afhanklik van sonar tegnologie om jou veilig terug te bring huis toe. Die sonar is jou oë en ore onder die see. Nou jy weet hoe klink 'n walvis. Jy weet hoe dit klink wanneer die sonar teen iets vasping en jy weet dit is 'n ander skip. Of jy weet dit is 'n muur of 'n rots. En hier hoor jy 'n frekwensie van 52 Hz. Imagine net hoe moet jy voel, want jy weet nie wat dit is nie. Jy kan dit nie sien nie. Jy kan ook nie bepaal hoe groot dit is nie. Ek dink dis nogals scary. Nou die van julle wat nie weet hoe sonar tegnologie werk nie. Sonar tegnologie werk met frekwensie. So hy stuur kort vinnige frekwensiepulses uit. Nou frekwensie reis baie vinniger en wyer onder die water as bo die water. Wanneer hierdie frekwensiepulses iets slat, wanneer daai frekwensie terugkom na die duikboot toe, kan die duikboot die distansie bepaal tussen homself en wat ook al voor hom is. So die sonar werk nie net vorentoe nie, hy werk op die kante van die duikboot as ook boontoe en ondertoe, want dit is tegnies sy bestuursmeganisme. Dis sy oë en sy ore. Hy kan bepaal hoe ver hy van die grond af is, as ook wanneer daar 'n skip bo hom is. Voor die storie regtig begin interessant raak, wil ek die volgende met julle deel. Vandag se episode van Geheime en Gremering word geborg deur Fortuin Industrial Supplies. Fortuin Industrial Supplies bied professionele industriële, kommersiële en konstruksieoplossings vir besighede en eiendomseienaars. Hulle spesialiseer in dakonderhoud, waterdigting, verfwerk, teelwerk en algemene gebouonderhoud om jou eiendom in uitstekende toestand te hou. Maar dit stop nie daar nie. Fortuin vervaardig ook staalstrukture, trappe, balke en ander staalwerk volgens spesifikasies, terwyl hulle gekwalifiseerde span industriële toerusting, masjiene, containers en selfs fabrieke kan vervoer, verskuif en installeer. Van rigging en swaar vervoer tot staalvervaardiging en instandhouding. Fortuin Industrial Supplies bied praktiese oplossings vir projekte van enige grootte. Indien jy meer wil weet van hulle dienste, kan jy hulle gerus kontak. Dankie aan Fortuin Industrial Supplies vir hulle ondersteuning van geheime en gremering. Kom ek vertel julle meer van vandag se geheim. Terug by ons storie. Nou 'n blou walvis sing op 39 Hz en 'n finwalvis sing op 20 Hz. En hoekom dit belangrik is dat hoe groter 'n dier is, hoe laer is sy frekwensie. So 'n finwalvis wat sy frekwensie 20 Hz is baie groter as 'n blou walvis wat se frekwensie 39 is. En hierdie is 'n baie belangrike punt want ek gaan nou terugkom na die punt toe om my storie te voltooi. Nou daar word geglo dat hierdie walvis wat op 52 Hz sing, dalk miskien 'n hybrid walvis is tussen 'n blou walvis en 'n finwalvis. Juist vir die feit dat sy frekwensie bietjie hoër is as hierdie twee walvisse. Dan kry jy nou weer mense wat glo daar's miskien dalk iets fout met sy stemorgaan en dis hoekom sy frekwensie heeltemal uit is en dat hy nie regtig geklassifiseer kan word as 'n walvis nie. Wetenskaplikes volg hierdie walvis nou al vir meer as 3 dekades en hulle het nog nooit
meer as 152 Hz frekwensie opgetel gelyktydig nie. So gewoonlik wanneer walvisse met mekaar kommunikeer, dan sal die een byvoorbeeld frekwensie afgee en dan sal 'n ander walvis terugkommunikeer met nog 'n frekwensie. So jy kan hoor hoe die walvisse met mekaar gesels. Nou wanneer hulle hierdie 52 Hz walvis opspoor en hoor, dan is dit gewoonlik net een frekwensie wat hulle optel. En met dit het hulle hierdie walvis gedoop as die wêreld se eensaamste walvis. Nou hier is waar ons storie regtig begin donker raak. Gedurende die 3 dekades wat hulle hierdie walvis nou al volg, het hy al 'n hele paar keer migreer. Van Kalifornië tot in Alaska en terug. Maar die vreemde ding is dat hierdie walvis glad nie normale migrasiepatrone volg nie. Nou julle moet onthou, hierdie walvis het ons nog nooit gesien nie. Ons het geen foto's van hom nie, geen DNA nie. Ons het geen idee hoe hierdie walvis lyk nie of hoe groot hy is nie. Al hoe ons kan bepaal waar hy is wanneer duikbote op sekere plekke in die wêreld die frekwensie optel op hulle sonars. Omdat ons kan nie hierdie walvis tag nie, want ons het hom nog nooit gesien nie. Ons kan nie sy swempatrone volg nie, want ons weet nie waar hy is nie. So, een duikboot sal hom op 'n spesifieke punt in die oseaan optel, en dan 'n paar maande later sal 'n ander duikboot dieselfde frekwensie op heeltemal 'n ander deel van die oseaan optel. En so het hulle bepaal hoe hy min of meer swem en hoe sy migrasiepatroon min of meer lyk. Maar die ironie van die saak is hy volg nooit dieselfde migrasiepatroon nie. Nou moet julle weet, hierdie walvis swem so diep onder in die see dat ons glad nie eers 'n radarprofiel van hom kon geskep het nie om te bepaal hoe groot hy is nie. Ons het geen idee hoe hy lyk of hoe groot hy is nie. En dis nog 'n bietjie creepy om daaraan te dink. Iets anders wat ek net aan dink is dat 'n walvis is 'n soogdier. Okay? En 'n soogdier moet opkom vir suurstof. So hierdie walvis was dan veronderstel om al op te gekom het vir suurstof en met die was ons al veronderstel om hom te kon sien. Maar hy het nog nooit opgekom vir suurstof sodat ons kan bepaal hoe hy lyk of hoe groot hy is nie. Dalk, net dalk, is hierdie nie eers 'n walvis nie. Wat as hierdie kreatuur walvisse naboots om hulle nader te lok sodat hy hulle kan eet? Ek weet dit klink bietjie far-fetched, maar daar is baie diere wat ander diere mimic, naboots, om hulle te mislei, om hulle te eet. Dit is nie net hierdie kreatuur nie, hy is nie die enigste een wat dit doen nie. Daar is baie ander diere wat dit doen. So is definitief iets om te oorweeg, aangesien ons nie weet wat dit is nie. Hoekom ek hierdie teorie glo, is blaatant vir die feit. Onthou, ek het vroeër vir julle gesê dat hoe groter 'n walvis is, hoe laer is sy frekwensie. So 'n finwalvis se frekwensie is 20 Hz en 'n blou walvis se frekwensie is 39 Hz. So dit beteken 'n finwalvis is natuurlik groter as 'n blou walvis. Met dit gesê, kan ons nou net imagine dat hierdie kreatuur die frekwensie van 52 Hz namaak om hierdie walvisse te mislei. Want nou dink hierdie walvisse met 'n 52 Hz frekwensie beteken dit dat daai kreatuur heel wat kleiner is as wat hulle is. So hulle gaan natuurlik nie bang wees om hierdie kreatuur te nader nie, want hulle neem aan hulle is groter as wat hy is.
So die teorie gaan dat hierdie kreatuur die 52 Hz frekwensie uitstuur om die walvisse te lok. Nou, imagine net gou, die walvis of die kreatuur kom nie op vir suurstof nie en hy kom ook nie op om te eet nie. So daar word vermoed dat hy hulle roep en die walvisse swem af na hom toe en dis wanneer hy hulle eet. Nou walvisse swem ook in 'n groep, in 'n skool. So imagine nou net hierdie skool walvisse wat afkom dalk om hierdie kreatuur te help, want 'n mens weet nou nie wat hulle met mekaar kommunikeer nie, net om te besef dat hier is hierdie massiewe kreatuur wat hulle eet. En dalk eet hy nie almal nie, hy eet dalk 2 of 3 van hulle en die ander kom dalk weg. Ons kan glad nie bepaal hoeveel hy eet of wanneer hy eet of waar hy eet nie, want dit gebeur so diep onder die see dat wanneer hy eet, al daai bloed verdwyn met die see se strome onder die see. Daar's stroom onder die see, so obviously verdwyn die bloed, so daar's geen evidence basically op die oppervlakte van die see om te kan sê, iets het nou net daar gebeur nie, want kyk al daai bloed nie. Hierdie teorie dat hierdie kreatuur baie groter is as walvisse is vir my so scary. Wat my brein laat juk is die feit dat vir 3 dekades wat wetenskaplikes hierdie kreatuur volg met al ons tegnologie wat ons het, dat ons nou nog nie weet hoe hy lyk of hoe groot hy is nie. Dit gaan my verstand te bowe. Dalk is hierdie storie so fascinerend, nie net vir die blitante feit dat ons nie eintlik weet wat hierdie kreatuur is nie, maar die feit dat ons nou nog nie weet wat alles in ons oseaan is nie. Daar word gesê dat ons meer as 80% van die see nog nie ontdek het nie. So, wat anders is in die see, behalwe hierdie kreatuur? Dit laat 'n mens nogals wonder. So volgende keer wanneer jy jou voetjies nat maak in die see, weet dat daar moontlik iets groter as 6 skoolbusse stil onder in die diepe oseaan swem. En al wat ons weet van hierdie kreatuur is sy liedjie. En dit bring ons dan nou op die einde van vandag se geheime en gremering episode. Indien jy 'n besigheid of 'n handelsmerk het en jy graag wil deel wees van toekomstige episodes, kan jy my kontak deur my besonderhede bo in my bio. Baie dankie dat jy saam geluister het en onthou, party geheime word ontbloot en ander bly geheime vir ewig. Tot volgende Woensdag. Bye!